Goeiemôre, good morning. Pieter Voltooi, word wakker. Hierdie dag raak al hoe lekkerder en warmer. Goeiemôre dag sê in jou op hierdie heerlike oggend. Ek moet sê die koeligheid van die laaste 2 dae was dit nogal 'n ding. Ja. Ek het op die heilige Woensdag van gister 'n heerlike golfdaggie gehad en so maar. Ja, ons is daar deur koue Luister, ek dink nie dis die einde nie. Dink jy so? Ja, jy's mos on top of it all met die nuus en al daai lekker dingetjies. Maar ou Elsa, Volgens die lekker. Suid-Afrikaanse weerdiens lyk dit maar nog 'n bietjie koud. Maar jy's oor die laaste 2 dat ek nou besluit ek trek 'n bietjie 'n baadjie net ook. Ja. Weer 'n bietjie aan. Jy weet dit raak nogal koud hier. Maar julle is sulke warm mense. Waarna kyk ons vandag in ons program? Ja nee, kyk, jy's gepantser, né? Gereed vir enige ding. Nou, ons kyk vandag saam met Michelle Lou van Crème Classique na die voorkoming van littekens en ongevraagde merke op ons vel. Daarna gesels ons met Declan Cherry van Trader Bag oor die toekoms van inkopiesakke en ook die impak van plastiek. Lara van die kerk kuier na haar Statebondspele oorwinning by ons in die ateljee en vertel van haar pad na Los Angeles 2028. Ons kry ook matriekafskeid inspirasie by die make-up girl Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect, ons gunsteling. En ons sluit af met Passon Laas en sy nuwe enkelsnit Every River. Fantasties, lekker. Weer eens 'n heerlike program soos ons elke dag. Groot verskeidenheid. Maar my hoogtepunt is ons oggendpraatjies. Ja, Pieter, gebruik jy ooit Uber? Hier. Man, my kinders, ek gebruik dit nogal baie vir die kinders. Ek het dit self ook al so 1 of 2 keer gebruik, maar my vrou is maar die een op die app en sy sê ek kry vir jou Uber of vir dit of vir dat. So ek het nie 'n kluwer aangeneem. As daai app so oop gaan dan begin ek sommer so koud kry. En daarmee verwys ons nou na die saamry geleentheid of daai diens. Ja. Nie noodwendig dit wat ons dan nou eet nie, want ons moet 'n Uber Daar eet. sê nee, ons praat van die saamry. Hierdie gaan oor daai spesifieke diens. Wel, Uber gaan van volgende maand af sy bekende Uber X diens in Suid-Afrika staak. Jare lank was Uber X die standaard opsie vir Suid-Afrikaners, gewoonlik 'n gemaklike motor soos 'n Toyota Corolla wat tot 4 passasiers kon vervoer. Nou volgens Uber is die verandering deel van 'n plan om hulle keuses eenvoudiger en meer doelgerig te maak. Suid-Afrikaners sal blykbaar voortaan uit 4 hoofopsies kan kies, naamlik Uber Go vir goedkoper, korter ritte, Uber Comfort vir nuwer motors met meer beenruimte, Uber Black vir diegene wat luksheid soek, dis nou mense soos Pieter, en Uber Reserve waarmee jy ritte tot 90 dae vooruit kan bespreek. Hierdie skuif kom terwyl die kompetisie tussen Uber en Bolt rakende prysbewuste klante al hoe meer aan die toeneem is. Daar is egter kommer dat die fokus op laer pryse die gehalte en veiligheid van die diens kan benadeel. Nou Uber was reeds in die verlede oor goedkoper opsies soos Uber Moto wat motorfietsse gebruik gekritiseer. Veiligheidskenners soos Hein Jonker glo die diens gaan net oor geld maak. Hy sê dit gaan nie oor die lewe van die passasier wat deur 'n onbevoegde bestuurder in 'n onveilige omgewing vervoer word nie. Volgens Jonker is daar net te veel veranderlikes en te min regulasies om so 'n program effektief te bestuur en hy voorspel dat dit sal misluk. Hierdie kwessies rakende veiligheid het egter die deur vir nuwe dienste wat juis op hierdie, jy weet, ek sal sê dis seker maar kwelpunte. Ja. Fokus so oopgemaak. Nou een hiervan is die Afrikaanse diens Waarnatoe, waarvan ons ook al baie gehoor het wat homself spesifiek bemark as 'n veilige opsie vir vroue, bejaardes en kinders. Daar is ook verskeie ander dienste wat nou spesifiek op vroulike passasiers fokus. Ek het nog nie eens daarvan gehoor nie, so is my interessant. Dit is nou dienste soos chauffeur, en dan Shigo en Gosigari. Beautiful. Ek is bly. Ek meen, soos altyd sal daar iemand wees wat sê, okay, wel, op dit wat julle nou nog redelik onbevoeg is of nie op aandag wil gevestig nie, sal ons dit nou weer anders te omdraai en die ding doen. Maar baie interessant, nê? En 'n ou dink maar altyd daar aan veiligheid eerste. Ja, en ek moet vir jou sê, as 'n vrou ook, dit is iets waar ander mense gereeld dink. En ek dink dit is vir my oulik dat sommige van hierdie dienste dat dit deesdae van so 'n aard is dat jy 'n vroulike bestuurder ook kan kies of daarvoor vra. Ja. Maar hoe werk dit? Weet jy enigiets van die, jy weet, aan die agterkant, the backside of this office, jy weet, hoe word die ouens gescreen? Hoe word daar gekyk? Is hierdie ouens nou, jy weet, aanvaarbaar vir ons diens, of dit nou Uber of Bolt of whoever is? Ek dink daar moet nogal 'n groot screening. Wel, mense hoop dat daar so 'n proses is, maar
wanneer 'n mens kyk na ek moet ook eintlik eerlik wees, ek het nog nooit regtig onveilig gevoel na aanleiding van hoe iemand bestuur op die Daarom pad nie. nie. Hulle ry volgens my gewoonlik te stadig. Wat ek voel Ag, gaan maar laat wat? wees. In Suid-Afrika kry jy net vinnige handsakkie agter die kop of net so waar klap agter die kop en sê ry vinniger of luister ou, ek gaan 'n bietjie laat wees, skuif oor, ek ry. Mag jy praat daarvan as 'n nou laat is vir 'n vlug en die hoor net Ja. gou hierdie storie. 'n Vlug van Victoria na Toronto in Kanada is vroeër hierdie week gekanselleer nadat 'n kind geweier het om sy veiligheidsgordel aan te sit en in die sitplek bly staan het. Wil jy nou meer? Die lugdiens se bemanning en die ouer het verskeie kere probeer om die kind veilig vas te maak. Hulle kon egter nie daarin slaag nie en omdat die aanloopbaan se stilsluiting of sluitingstyd intussen bereik is, kon die vlug nie meer daardie aand vertrek nie. Die vliegtuig moes toe omdraai en terug na die terminaal beweeg en passasiers se vlugte moes vir die volgende dag herbespreek word. Hoewel dit vir die ander passasiers uiters frustrerend was, sê 'n kenner dat die bemanning se besluit uiteindelik oor veiligheid gegaan het. 'n Kind wat nie vasgemaak is nie, kan tydens erge turbulensie of veral tydens opstyg en landing ernstig beseer word en kan selfs soos 'n los voorwerp deur die kajuit geslinger word. Dit is nie die eerste keer dat 'n Peter se streke 'n vlug beïnvloed nie. Verlede maand het 'n gefrustreerde passasier by Reddit gekla dat hulle vlug na Swede 'n uur laat was omdat onbevoegde ouers nie hul 3-jarige kind in sy sitplek kon laat sit terwyl die bemanning vir opstyging voorberei het nie. Kan jy dit nou oor vertel? Kinders moet getuig Dissipline. Ja. Ja. Ek onthou ek my kinders hier aan die arm gegryp en so 3 lekker houe op die bout gegee dat die oë net so trek dat ek gesê nou sit jy stil. Ek kan dit amper nie glo nie. Hæ? Ek dink Lotie sou dit doen, maar ek kan nie dink dat jy dit sou Kyk doen nie. hierdie groen persoonlikheid moet jy nie kort vat nie, maar ek sê ook maar net kyk ek sou as 'n passasier opgestaan en gesê het madam of meneer ek het planne vir môre, goed hierdie vlieg ek moet nou ek maak hierdie kant vas. Ek kan nie verstaan nie. Hæ, voel jy nie ook so nie? Ja. Nee, maar ek bedoel dit laat my ook dink aan 'n ander kwessie. Ek het gesien Jennifer se video Ja. het onlangs 'n video gaan plaas op TikTok. Ek het so gelag oor hierdie mense wat nie betyds is nie en wat dan daar waar mens moet deurbeweeg. Ja. Ekskuus, ek gaan laat wees vir my vlug. Ja. Maar nou moet ek ook vir jou sê, sommige van ons is betyds op die lughawe Ja. en dan is dit die lugdiens wat nie hulle sake agter mekaar het. Ja, dan nie, is jy hulle 'n weet. bietjie laat en Maar ek hou nie daarvan nie. Dit is nooit vir my 'n mens voel so 'n bietjie dit is 'n verleentheid om te moet sê. So jy's Ekskuus, ek moet gou. dis 'n verleentheid om te sê, maar ek's ook een van daai wat breeskouers daar voor in die ry sal staan en sê maar ag ek is nou ook al so almal van ons moet uiteindelik op die bus met die vlerke klim. So laat ons maar een kant toe skuif. Sekerlik meneer, gaan maar solank ek net op daai vlug is. Gaan kyk daai video van Jennifer is Ek gaan. Jennifer, ek gaan vir hom kyk. Maar nou ja, bly jy net waar jy is. Ons gaan nie hierdie vlug mis nie ongeag wat jy is nou op vlug. Goeiemôre, good morning. Maak vas jou sitplek gordel. Maak los jou sitplek gordel. Ons is veilig in die lug en nou kan jy die res van hierdie oggend saam met ons geniet. Goeiemôre, good morning. Koffie en tee sal nou bedien word.